Lukas 15 vers 10 sê, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. My vriend, as een persoon op aarde verklaar dat Christus die verlosser is, dan jubel die engele in God se teenwoordigheid. Imagine net as 'n sondaar sy hoof buig en ja Here fluister. Matteus 11 vers 19 sê hy is die vriend van sondaars. Is dit nie amazing nie? Imagine hoe God vorentoe leun om daai desperate uitroep te hoor en hoe dit stil raak om die troon as hy smile en 'n ja in reaksie op daai uitroep uiter. En as daai persoon sê amen, dan bars die hemel uit in 'n gejubel en lofprysing. 'n Menigte engele skree God lof toe oor nog iemand wat 'n verlosser vind wat waardig is om 'n verlosser genoem te word. Dink jy ooit aan hoe dit daar in die hemel lyk, hoe die atmosfeer is? Johannes, die skrywer van Openbaring, beskryf die groot menigte wat nie getel kan word nie voor die troon van God en voor die Lam. Imagine al daai gesigte van 'n menigte en van al die engele wat wag. En as jou lofsang deur die hemel bars, dan bars hulle los in een groot gejuig. Maar Vader, baie dankie Here, dat U deur die kruisdood van die Seun het vir ons moontlik gemaak het om te kan sê, ja Here. Here, om U te kan aanneem as ons persoonlike saligmaker en verlosser. Here, ons loof U en ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.